Gedurende 'n eksperiment word lig van verskillende frekwensies op 'n silwerkatode van 'n fotosel geskyn en die ooreenstemmende maksimum spoed van die vrygestelde fotoelektrone word gemeet. Ons sien hier die energie van die invallende fotone op die y-as en op die x-as het ons die kwadraat van die maksimum spoed van die vrygestelde fotoelektrone. Definieer die term fotoelektriese effek. Die fotoelektriese effek is die proses waarby elektrone, oftewel fotoelektrone, vanaf 'n metaaloppervlak vrygestel word wanneer lig daarop skyn. Skryf die waarde van die arbeidsfunksie van silwer neer, gebruik 'n toepaslike vergelyking om die antwoord te staaf. Nou op jou grafiek gaan lees jy die y-afsnit af. En dit is 7,48, onthou net, maal 10 tot die mag minus 19. So die korrekte antwoord is 7,48 maal 10 tot die mag minus 19 joule. En nou moet ons 'n vergelyking ook neerskryf. Jy weet dat die foton energie is gelyk aan die arbeidsfunksie plus die maksimum kinetiese energie. En ons kan dit ook tot 'n mate herskryf as die arbeidsfunksie plus half m v maksimum gekwadreer. So nou kan jy sien v maksimum gekwadreer v maksimum gekwadreer. En dan sien ons dat ons 'n vergelyking het in die vorm y is gelyk aan mx plus c. Hy's dalk nou net omgedraai, maar die y-afsnit c is jou arbeidsfunksie en dit is daai 7,48 maal 10 tot die mag minus 19. Watter fisiese hoeveelheid kan uit die grafiek se gradiënt bepaal word? So, ons het nou net dit gesê, y is gelyk aan mx plus c. Y is die energie van die fotone, mx. So, ons het een of ander gradiënt maal met v max kwadraat plus en daai y-afsnit is die arbeidsfunksie. So, as ons hom moet dan uitskryf, beteken dit dat mx is gelyk aan 'n half m v max kwadraat. En dan beteken dit dat die gradiënt m is die helfte van die massa. So jy kan sê dat die gradiënt is die massa van 'n fotoelektron, wat dan nou dieselfde is as die massa van 'n elektron, want 'n fotoelektron is bloot 'n elektron wat uit 'n metaaloppervlak vrygestel is deur die fotoelektriese effek. Bereken die waarde van x soos op die grafiek getoon. Nou, ons het sopas bepaal dat die gradiënt gelyk is aan die helfte van die massa van 'n elektron. En op jou formuleblad kry jy die massa van 'n elektron as 9,11 maal met 10 tot die mag minus 31. Dis jou gradiënt, maar jou gradiënt is tog ook gelyk aan die verandering in y gedeel deur die verandering in x. En jou y-waardes verander van 11,98 na 7,48 maal 10 tot die mag minus 19. So ek kan sê 11,98 minus 7,48 maal met 10 tot die mag minus 19 en ek deel dit met die ooreenstemmende x-waardes. Vir 11,98 sal dit wees x minus
vir 7,48 sal dit 0 wees. En nou bereken ek net die helfte van die massa van 'n elektron, en dit is dan 4,555 maal met 10 tot die mag minus 31, en dit is gelyk aan 4,5 maal 10 tot die mag minus 19 gedeel deur x minus 0. So dis gedeel deur x. So ons kan dan gaan en ons kan x bereken, en x se waarde is 9,879 maal met 10 tot die mag 11 meter kwadraat per sekonde kwadraat. Die eksperiment word nou herhaal deur lig met 'n hoër intensiteit te gebruik. Hoe sal die gradiënt van die grafiek beïnvloed word? Nou, dit gaan uit die aard van die saak dieselfde bly. Hoekom sê ek so? Onthou, die massa van die elektron is 'n konstante. 'n Hoër intensiteit beteken slegs daar is meer fotone per sekonde. Dus meer elektrone word vrygestel. Maar elke fotoelektron se massa bly dieselfde. En daarom gaan die gradiënt wat 'n half m is, presies dieselfde bly. Met 'n hoër intensiteit, hoe sal die aantal fotoelektrone per eenheidstyd vrygestel beïnvloed word? En die antwoord is, dit neem toe. Hoekom sê ons so? Hoër intensiteit. Meer fotone per sekonde tref die metaaloppervlak, en gevolglik word meer fotoelektrone per eenheidstyd vrygestel.